laat by 'n plek besef, en ek wil vir jou sê vanoggend, soveel van ons gebruik die woord van die Here om iemand anders te slaan daarmee. Dis partykeer lekker. Dis net 'n grap, ek verstaan ons almal, die staan is verskrik, want ons almal sien die tafel. Ja, as jy wil, kan jy hierna saam met ons eet, maar asseblief, met alle liefde en respek, moenie gevrek wees nie. Die Here is met ons, is dit reg? Vir die kerk van die Here moet nooit op 'n Sondag dood wees nie, want dis wanneer Jesus opgestaan het. Hallo. So ons moet asseblief die teenoorgestelde wees volgende. Ek weet, jy dalk 'n laat nag gehad gisterand as gevolg van 'n klomp dinge, maar ek jy vra volgende, moenie dood wees nie. Wees lewendig saam met Jesus. Amen. Okay, dankie. Ons vat dit volgende. Ons weer dan vanoggend is die Here is besig met iets besonders in hierdie seisoen wanneer ons praat van bou en intentioneel bou. Daar's niks fout met sy woord nie. Daar's niks fout met die saad nie. Ons baie keer in ons eie harte. Ons wil die woord gebruik om mense te slaan, maar eintlik is die woord 'n spieël. Want die woord, wanneer ek na die woord lees, kom ek agter daar's iets wat terugkyk na my toe en dit vra my die volgende: sal jy verander? Sal jy by 'n plek kom waar jou hart op die proef gestel word sodat God jou kan louter elke liewe keer? So die woord is nie 'n vegswapen nie, alhoewel die woord sê, dis 'n swaard in jou hand. Dis waarom jy die vyand verstaan, maar nie 'n broer en suster om jou nie. Inteendeel, dieselfde plek waar ons lees, waar hy sê, dis die wapenrusting, kom ons agter, dis dieselfde plek wat hy ook sê, bly staande, sodat jy kan verstaan, die woord van die Here is nie 'n ding waarmee ek my broer en suster slaan, dis waarmee ek die duiwel verslaan. Dis nie vir jou broer en jou suster nie. Ek weet, ons hou daarvan. Vir al die ouens wat nie die sonde doen wat jy doen nie. Ons slaan hulle gewoonlik die hardste met die Bybel. Hallo. Maar ons kom agter, die Bybel is eintlik nie 'n wapen wat ek my broer veg nie, dit is eintlik 'n spieël waar ek my eie lewe moet dissekteer. Ek kom agter dat meer ek die woord begin lees, dan kom Paulus en hy sê, ek kom agter ek is die grootste sondaar van almal. Hoekom? Want die woord begin terug te sny. En die woord begin vir my te wys wie en wat ek eintlik is. Soos 'n man dink in sy hart, so is hy. Die dink van meeste van ons as jy word geïndoktrineer met allerlei dinge wat om jou is wat eintlik nie die woord van die Here is nie. Wie van ons weet dat die Here sê dat jy vergewe is? Nou hoekom lewe jy nie so nie? Wie van ons weet dat die woord van die Here sê dat jy vry is? Die vraag is, hoekom lewe jy nie vry nie? Van ons sit in 'n tronk met 'n oop deur en sê, wanneer gaan die Here kom? En die Here sê, ek het klaar die deur oopgesluit, wanneer stap jy uit? Meeste van ons Christene sit by 'n plek en hulle sê, Here, maar wanneer gaan U kom? Die Here sê, ek het lankal gekom, wanneer gaan jy opstaan? En dis die woord van die Here wat eintlik by 'n plek kom en hy sê, dis tyd my kinders om te besef wat die woord eintlik vir jou kom doen het. Die woord sny altyd eers aan jou toe. Jy sal my nie glo nie, elke liewe keer wanneer ek van hierdie plek af ry, hier's my dogter vandag as 'n getuie, dan sê my vrou, het jy vandag geluister wat jy gesê het? Hoekom? Want jy preek eers vir jouself. Want die grootste ding is, die woord sny nie daai kant jou, hy sny eers hier in die hart. Inteendeel, die woord sê die volgende, hy sê, hy sny en hy skerper as 'n tweesnede swaard en hy dissekteer tussen vlees en been. En vanaf wil ek sê, meeste van ons vat die woord en ons sny al die mense om ons, maar die woord is eintlik om jou eie hart te dissekteer. En die woord is daar as 'n spieël, nooit as 'n wapen nie. Natuurlik om die vyand te verstaan, dis waar hy sê, Jesus kom by 'n plek en hy sê, so sê die woord. Nie so sê ek, so sê die woord, hy is die woord. Hy wil eintlik vir my en jou kom wys hoe jy die duiwel verslaan, of die vyand verslaan, is om woord te vat en sê, dis hoe ons hom gaan verslaan. So vanoggend gaan ek jou vra, een groot vraag, en ek wil hê jy moet dit intentioneel, ek het dit intentioneel, want dit is 'n vraag wat ons moet vra, is die volgende: hoe goed is jy om mense lief te hê? Wat nie maklik is om lief te hê nie. Hoe maklik is dit vanoggend vir my en vir jou om mense lief te hê, wat nie dieselfde lyk as jy nie? En terwyl ek hierdie vraag vra, terwyl ek begin hierdie soos ek sê, die woord sny eers die binnekant, Here vra vir my, hoe maklik doen jy dit, Andries? Ek sê, dis redelijk maklik vir my, dis maklik vir my om ongeredde mense lief te hê. Saam met die dis my regtig, want party van hulle soek net liefde en aanvaarding. Dis partykeer die maklikste ding om so 'n ongeredde persoon lief te hê. Hallo? Dis maklik om lief te hê, want anders gebruik ons die woorde soos, dis die kerkmense, dis hulle wat my die seerste gemaak het. Iemand al daai woorde gebruik? Okay, enigiemand daar aan die agterkant, ek kan jou nie sien, maar iemand aan die agterkant, julle al die woorde gebruik? Dis die kerkmense wat met die heel seerstig maak. As dit nie was vir die Christen nie, dan was ek ook by die kerk gewees. Want ek soek na daai perfekte kerk, wil vanoggend vir jou sê, bly by jou eie huis. Want die oomblik wanneer jy na die perfekte kerk toe kom, gaan die kerk nie meer perfek wees nie. Laat dit gou insink. Want jy sê iemand die kerk gaan onperfek maak. Want daar bestaan nie ding soos 'n perfekte kerk nie. Indien die persoon wat om jou staan, gaan jy agterkom, die persoon wat om jou sit, het die potensiaal om jou seer te maak.
En dan vra ons gewoonlik die vraag is, hoe maklik is dit vir jou om die ongeredes of die mense wat ver is van God, of die mense wat nie lyk soos jy nie, die ongeredes, hoe maklik is vir jou om hulle lief te hê? Dan kom jy agter, is makliker, want ek kom agter as ek hierdie kant sit, en hierdie kant staan. Hier is 'n geheim wat jy dalk nie weet nie. Partykeer is dit moeilik om die mense naby ons lief te hê, as die mense wat ver is van God. Partykeer is dit moeilik vir my om die persoon wat langs in jou sit, en jy weet dit. Jy weet, vanoggend jy iemand gesien ook in die ry, wat jy gesê het, ek wil net nie langs hom sit nie. Ek wil nie langs haar sit nie. Jy gehoor wat het sy gedoen, en jy gehoor wat hy gedoen, ek kom agter, hoor hierso. Ek kom agter, is partykeer vir ons makliker, om die wêreld daar buite kan lief te hê, as om my eie broer en suster langs jou lief te hê. Dit is partykeer makliker om die ongeredes lief te hê, as jou eie vlees en bloed lief te hê. En terwyl die Here my die vraag vra, hy vra vir my, Andries, hoe maklik het die mense wat ver is van my lief te hê? Ek sê, Here, dit is my redelik maklik. Ek is lief vir die ongeredde mense. En toe begin die Here vir my dinge te wys, die mense te wys wat my te nagekom het. Dis mense wat in die naam van die Here dinge gedoen het. Was bestaan in ons lewe wat wanneer iemand gesê die Here het gesê, dan sê ek hardloop. Want die Here gesê het, wil ek nie daar wees nie. Hoekom? Want elke liewe keer wanneer iemand die woorde gebruik, die Here sê, is dit baie keer 'n vermomming om te sê, dis eintlik wat ek voel, maar ek doen dit in die naam van die Here. Is dit nie? Van ons het al seer gekry so. Van ons by 'n plek gekom en sê, Andries, ek wil net nie in daai kerk wees nie, want hoekom? Want daai mense gebruik die naam van die Here vir alles, en die Here sê, moenie my naam eintlik gebruik, en ons almal dink dis ek weet nie of wat program hier bestaan nie. Ek dink dis al die plekke waar die Jesus se naam eintlik gebruik, en ons sê, Andries, maar dis daai mense. En eintlik wil ek vir jou sê, ek wil dit naby jou huis bring vandag, is wanneer ek en jy sê, die Here sê, ons skryf 'n cheque uit, in die naam van die Here, ons verwag dat hy dit moet gaan betaal. Dis om sy naam eintlik te gebruik. Natuurlik is dit verkeerd wanneer jy die hele tyd jou God se naam lasterlik hoor oor 'n TV-program. Natuurlik. Weet jy wat maak meer skade? Die persoon wat sê, so sê die Here, om sy eie agenda vorentoe te bring. Jy weet dit en ek weet dit, hoekom? Want jy ken mense. En terwyl die Here my vra, Andries, hoe maklik het jy mense lief wat ver van my af is? En ek sê, dit is my maklik. En hy sê, ek het jou opvolgvraag, hier is jou opvolgvraag vir elkeen wat vanoggend vra. Hoe bou ons dan 'n lewe, wanneer ons soveel uitdagings sien tussen ons, hoe bou ons 'n lewe om te sê, Here, dit is wat ek graag, ek weet ek moet my naaste lief hê, maar Here, dit is my moeilik, hoekom? Want hulle lyk baie keer dieselfde as ek nie. Hulle doen partykeer dieselfde as ek nie. So die vraag is, hoe bou ons 'n lewe te midde van soveel uitdagings, soveel verskille? Hulle sê, jy vertrou nie mense wat nie soos jy lyk nie. Jy vertrou nie mense wat nie soos jy lyk nie. En nou begin jy te wonder, wie vertrou ek nie? Die vraag volgende is, hoe bou ons dan in 'n plek, hoe het ons mense lief wat naby ons, en ek gaan vir jou sê, wanneer Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weet jy wat is die mooiste ding van alles? Hy het nie in daai oomblik eers gebruik jou vyande nie. Hy het met die persoon langs in jou gepraat. Ek wil net na die persoon langs in jou kyk. Jy het nie gekyk na een wat vir jou lief is nou. Want jy het so gehoop en gesê, asseblief sê net, ek moet jou lief hê, en ek sal jou lief hê met alles. Maar as jy vandag van my vra, om aan die ander kant toe te kyk, weet ek nie of dit so maklik dit gaan wees nie. En wie gaan die persoon agter jou kyk? Nie langs jou nie, agter jou kyk. En nou begin dit ernstig in die hart raak. Want jy het ewe skielik iemand gekyk wat nie so lyk as jy nie. En iemand wat nie saam met jou ete geëet het gisteraand. En iemand wat gesê het, Andries, ek is hier vir die Here en die Here alleen. En jy dalk vanoggend by in die kerk ingestaan moet sê, asseblief net nie my naam uitroep nie, asseblief net nie vir my sê, ek sê nie, inteendeel. As jy nog hier vandag vir die eerste keer is, dis nie ons gewone kerk doen nie. Of is dit? Want jy sien, ons sê elke liewe Sondag vir mekaar, ons is nie hier so om vandag vir jou te vra om 'n ja broer te wees en sê, stem oral saam wat ek sê nie. Die woord van die Here was nooit om te sê, ek stem saam nie. Die woord van die Here is daar om te worstel met die gedagte, om te sê, Here, maak my meer soos U.
En sien, begin ons hierdie woord vir te vat en sê, Here, ek weet nie hoe lyk dit nie, want Here, daar is soveel verskille tussen ons. Die manier hoe hulle dit doen, en die manier hoe hulle dit doen, en die hele manier, en weet jy wat die mooiste ding van alles? Hulle kyk nie en sê presies dieselfde. Hulle sê die manier hoe jy dit doen, die manier hoe jy dit doen, terwyl ek hier nou te gryf vanoggend, Matthys wees vir die team huddle, waar die surfspan by mekaar kom, terwyl ek op so sien ek, daar is iemand wat afgetrek is, deur die verkeerskonstabel, wat oor die stopsaad gery het. En hulle is in ons kerk. Ja, weet ongeveer sê ek het jou gesien. En nie sê ander, wat ek ongeveer wil sê, is ek is so bly was voor my daar, want ek so dieselfde gedoen het. Want ek was self so 2 minute laat gewees, en ek was ook op pad om hierdie, en toe ek jou sien, sê dankie vir jou, ek wil vir jou sê, ek en jy kan help om daai boete betaal, is dit reg? Want ek wil vandag vir jou sê, kerk is baie meer so 'n paar liedjies wat ons by mekaar sing. Kerk is baie meer as net die dinge wat ons sê ja en amen oor. Kerk is baie meer as net, dis God se idee, ek wil eintlik vir jou dit so sê, dis God se hart, dat ons moet leer en nuwe maniere uitvind om as een liggaam saam te beweeg. Inteendeel, as ons vanoggend, as jy die nuus aangesit het, kom jy agter die wêreld was nog nooit so verdeel soos nou nie. Dit beteken kerke kom teen mekaar, daar's gelowe wat teen mekaar kom, daar's lande wat teen mekaar kom. As jy gewonder het, daar's 'n oorlog wat besig om te gebeur. Die wêreld was nog nooit so verdeeld soos nou nie. Jesus maak 'n stelling, een van sy laaste woorde wat op aarde sê, hy sê, Here, maak hulle een. Wie's hulle? Dis julle. En dis ons. Hy sê, Here, maak hulle een, sodat ons een is. Hy verlaat die aarde. Nou kom agter, Here, ons is mense wat soveel verskillende agtergronde het. Soveel verskillende dinge, soveel verskillende maniere, soveel verskillende maniere van dink. Hoor wat sê die Bybel, en ek wil nie vandag te veel van die tyd van, hoor wat sê die Bybel in die Nuwe Testament, hy sê in die boodskap Bybel, so dit praat redelik maklik, dis nie jou beste vertaling, dis 'n goeie vertaling om vinnig die storie te vertel. Hy sê, is Paulus wat praat, en hy sê, ek sit hier in die tronk omdat ek vir die Here werk. Onregverdig, hy werk vir die Here, hy sit op 'n onregverdige plek. Hy sê, dit wys hoe ernstig ek is vir hierdie dinge. Hy sê, hierdie is belangrik. So Paulus, wat is vir jou so belangrik, dat jy vir ons 'n brief uit die tronk uitskryf? Wat is vir jou so belangrik, dat jy vandag vir ons sê, ek is ernstig, en ek kan nie nog 'n dag verder wag, om hierdie boodskap by julle uit te kry? En hy sê, en juist daarom vra ek julle mooi, leef sodat God trots kan wees, dat hy julle na hom toe geroep het. Hy sê, leef sodat God kan trots wees. Dan gaan hy verder en sê, moenie voor op die wa wees nie, en behandel ander mense, sodat hulle lekker is, om naby julle te wees. Ek het enigiemand gehoor gesê, man, Andries, ek moet dit regstel. As ek en jy vir God begin werk, moet ons mense na ons toe aantrek. Jesus was alles oor mense. God se besigheid is nie kerk nie. God se besigheid is mense. God se werk is nie om 'n paar mure by mekaar te sit nie. God se besigheid is mense. Die ou wat langs jou sit, is God se hart en is sy prioriteit. En hier is 'n ding wat van julle wat gewonder het, en veral die manne wat vandag by Mighty Men is, ek gaan vir julle vandag sê, God sal enigiets doen om by jou hart uit te kom. Hy sal enigiets doen om by jou hart uit te kom. Okay, jy gaan verder sê, as iemand jou kwaad maak of irriteer, ek hou van hierdie vertaling, want dis baie keer ons deurgaan, is dit nie? Hy sê, beheer jouself, ek kon dit net so dalk so, as iemand jou irriteer, beheer jouself. Stop, net daar, beheer jouself. Kry jou tong onder beheer. Kry jou liggaam beheer. Moenie daai gesig opsit nie, party van ons se subtitles. Jy weet net so wat ek weet, as iemand jou irriteer, daai gesig wat jy opsit, almal weet dit. Dan sê jy, ag, prys die Here. Maar jy weet en hulle weet, dis nie die waarheid nie. Okay, sê beheer jouself deur steeds mooi teenoor hulle op te tree. So nie net 'n gesig nie, behandel hulle goed. Hy gaan verder en sê, laat liefde julle lojaal teenoor mekaar hou, die liefde teenoor mekaar. Dit moet die fokuspunt wees. En dan gaan hy verder en sê, ook wanneer julle voel julle het nou eers manne, vroue, hier is een vir julle. Hy sê, ook wanneer julle voel julle het nou eers genoeg gehad van mekaar. En ek weet, as jy dalk vir 'n jaar of 2 getroud is, Andries, dit sal nooit gebeur nie. Hou vas, broer. Hou vas, suster. Jy gaan agterkom. Partykeer voel jy, ek het nou eers genoeg gehad van jou, en alles wat ek nou gaan sê, en alles wat ek nou gaan doen, gaan skade maak, so beheer jouself. Okay, hier's
Die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. So hy sê die Heilige Gees is die een wat ons konnekteer by mekaar. Dis die Heilige Gees wat my en jou by mekaar sit en sê, hierdie word nou 'n span. Nie 'n span wat teen mekaar werk en inteendeel hy sê, hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke liewe prys bewaar. Hy sê, dis die een ding wat die vyand kom steel in die mense. Hy bring divisie. En daar waar daar visie is, kan God nie seën nie. Man en vrou, kinders, families, of jy sê, waar mense by mekaar kom en eengesind is, kan God seën. Maar oral waar daar 'n tweegesindheid is, kan God nie seën nie. Want wat seën hy? Inteendeel die woord sê, hy sê, 'n man van twee gedagtes kan niks van God ontvang nie. Nou hier is 'n mooi gedagte vir elkeen van julle. 'n Man en vrou word een. Okay, so julle word een vlees. Een mens, een persoon. Wanneer vrou een ding praat en man praat die ander ding, weet jy wat gaan God seën? Nie een nie. Hoekom? Want 'n man van twee gedagtes kan niks van God ontvang nie, want hy is onstabiel in al sy weë. Nie anders word nie, dis direk vertaal uit die Bybel uit. Jy is onstabiel in al jou weë en God sê, wat moet ek seën? Moet ek jou seën? Daai kant moet ek seën hierdie kant en ek sê, ek kan nie, want God kan net 'n eenheid seën. Kyk. Hy sê, hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke, hier is nog een. Van jou ek sê, maar ek kom vir die huweliksberading nie. Ek is so bly vir daarvoor. Ek wil sê, party van ons is in tweestryd met onsself. Eendag sê jy dit gaan nie, volgende dag sê jy dit gaan nie. Eendag sê jy ek is vir die Here, volgende dag sê jy ek is nie meer vir die Here nie. Jy is in tweestryd met jouself en God sê, wat moet ek seën? 'n Man van twee gedagtes kan niks van God ontvang nie, want hy is onstabiel in al sy weë. Hy gaan verder en sê, hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke liewe prys bewaar. Hy sê, ons moet nie toelaat dat tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeeld nie. God is een. Hy gaan verder en sê, daar is net een liggaam van Christus waarvan ons deel is en net een Heilige Gees. Ons almal se hoop is ook een en dieselfde. Ons dien nie in die Here, ons geloof is dieselfde en daar is net een doop. Ek het agterkom, hierdie stelling, daai stellingkie daar, het baie kerk al geskei. Want hoe doop ons nou eintlik? Is dit die kinders? Die groot mense? Nou weet jy, asof ons nie genoeg probleme gehad in daai stelling nie. Nou dat ons almal agterkom met ons moet groot gedoop wees, weet jy hoe lyk dit dan? Moet ek jou nou 1 keer onder die water druk of 3 keer? Weet jy naam van die Vader, Seun, Heilige Gees of in die naam van die Seun doop? Want dit is asof die Christene altyd iets 'n rede soek sodat ek en jy verdeeld kan wees. Is asof die kerk nuwe maniere uitdink om verdeeld te raak. As die kerk probeer nuwe maniere kry om te sê, okay, ons kan nie saam so dit nie, ons kan nie saam oor hierdie kan ons saamstem. Weet jy wat die enigste waar ons almal saamstem in die kerk? Geld. Jy moet gee. Dis 'n grap. Maar jy moet gee. Jy moet gee. Okay? Jy sal nie glo nie, jy kan by enige kerk instap, hulle gaan wil jy moet gee. Maar as ons by die doop kom, nee broer, 1 of 2 keer, jy's by 'n begrafnis. Jy word 1 keer in die gat gegooi, daar word jy toegemaak. Party mense sê, toegegooi, oopgegooi, toegegooi, oopgegooi, toegegooi, oopgegooi. Hey! Jy's by jou, inteendeel die woord sê, jy word nou saam met Christus begrawe. Hy het nie 3 keer opgestaan, net 1 keer opgestaan. Hallo. Van julle wat gewonder het, waar staan ons met die saak staan van sake van die doop? Ons staan by die saak van Vader, Seun, Heilige Gees onder die water, uit die water 'n nuwe mens. Okay, net om vir almal te sê, dis waar ons staan. Okay. Almal wat gewonder het. Okay. Van julle wat nie gewonder het, moenie worry, dit maak nie saak nie. Okay. En dan is daar ook net een God en hy is die Vader van ons almal. Een Vader wat ons almal verenig onder een naam, Jesus Christus. Niks en niemand is soos hy nie, want hy is belangriker as alles en almal, belangriker as jou verskille, belangriker as die persoon wat langs jou staan, belangriker as die manier hoe ons dans, die manier hoe ons sing, en ek is so bly, wanneer ons by mekaar kom, en mense sê vir my, pastoor, ek kan nie af van my hande te klap in die kerk, sê, jy hoef nie, ek kan nie van hom te spring nie, prys die Here, ek ook nie, ek kan nie van hom, jy sal my nie glo nie, hierdie ou, een van die droogste persone wat jy gaan moet in jou lewe, okay, nee. Hy werk deur ons en woon in ons, sodat ons 'n verbintenis in elke liewe een van ons. Die persoon wat langs jou sit, daar's 'n verbintenis. Die persoon wat om jou sit, daar's 'n verbintenis. Dis nie jou verskille nie, dis God. Dis nie die dinge wat jy nie saamstem oor nie, dis God. Hy sê hierdie is die verbintenis tussen ons almal. Dis die skakel vandag en weet jy wanneer die kerk begin die skakel
Uit die plek uit draai en sê, dit gaan nie net vir my oor God nie, dit gaan oor God en al jou stories. En jy dink nie soos ek nie, eet nie soos ek nie, doen nie soos ek nie, so ek dink nie ek en jy kan nie. En die oomblik wanneer ons in daai area van ons lewe kom wat God nie meer die skakel is nie, dan begin die kerk verdeel te raak. Ek kon dit so gesê, dan begin ons 'n ding, die ding te maak. Ons begin 'n dingetjie, die ding te maak en God word nie meer die ding nie. Word nie meer die skakel nie. Ek gaan verder sê. Christus het vir elkeen van ons iets besonders gegee om in die gemeente te doen. Hy sê ons almal het 'n werk om te doen in die gemeente. Dis nie net die pastoor se werk nie. Halleluja. Dis nie net die area leier se werk nie. Halleluja. Dis nie net jou life, jou grow group leier se werk nie. Ons almal het 'n werk om te doen tussen die mense in ons dorp. Dis nie net vir een persoon nie. Ek wil vir jou sê, dit beteken eintlik die volgende. Ons almal hoef nie dieselfde te doen nie. Jy hoef nie môre met 'n geskeurde jean kerk toe te kom om in een gesin te wees nie. Hallo. Hoe baie van julle is nou bly daaroor? Jy hoef nie môre met 'n mohawk te kom nie. Wat is 'n mohawk? As jy nie weet wat 'n mohawk is, jy moenie worry nie. Jy hoef nie so te kom, jy hoef nie môre met blou hare, ons almal met blou hare. Weet jy wat is die lekkerste? As jy nie hare het nie, bid jy vir blou hare. Ek wil weer sê, jy hoef nie dieselfde te dans nie, dieselfde te spring nie, dieselfde te wees as die persoon langs jy om eenheid te verstaan nie. As God begin die skakel word, kom jy agter, ek kan anders te lyk as hy, anders te praat as hy, anders te doen as hy, maar ons is ander onder dieselfde sambreel wat Jesus Christus is. En hy sê, ek wag vir die eenheid vir die kerk, om nie te diskwalifiseer wat ek sien nie, nie te diskwalifiseer hoe hy dans, of hoe hy dit doen nie, hoe sy aanbiddingstyl is nie. Ek het Vrydag 'n begrafnis gedoen en dit is 'n mooi oomblikke gewees. Maar kom agter, die kerk was vol van mense wat nie in ons kerk is nie. Mense wat nie dieselfde doen nie en ek kan sien wanneer hulle van ons kerk kom nie, met alle liefde en respek. Maar weet jy wat's mooi? Dit maak nie saak nie want ons is almal verenig in een gesind en dis Jesus Christus. Of jy hom so staan of so staan of so staan of Here, wanneer gaan hier nou klaar wees? Dit maak nie saak nie. Want jy kom agter is dit dis nie wat ons saam een maak nie. Dis nie manier hoe jy jou hande in lug opsteek nie. Dis nie manier hoe jy jou hande vou nie. Dis nie manier hoe jy aanbid nie. Dis nie manier hoe jy lyk nie. Dis nie wat ons almal een maak nie. Maar jy sien as God begin die skakel word, begin die prentjie anders te lyk. Kan ek vandag vir julle iets met 'n geheim dalk met julle deel? Ek gaan nie wel sê julle nie. As dit meeste van ons bring die verdeeldheid. Baie keer 'n sonde wat ons dink die ander persoon doen. Ek wil gou daaraan dink. En dit is gewoonlik die sonde wat jy nie doen nie. Dat ek en jy begin 'n plek te maak. En begin 'n groepie te vorm. Ons bring die sonde van ander mense voor ons. En dit is gewoonlik die sonde wat jy nie doen nie. Ek diskwalifiseer vir die sonde wat ek nie doen nie. En bring verdeeldheid. Ons almal hoef nie dieselfde te dans om een gesin te wees nie. Ek wil vir jou so gesê, ons missie as die kerk, nie as hierdie kerk nie, maar as die kerk is eenvoudig. Help mense, bereik mense en wys mense wie Jesus is. As dit ons missie raak van elke liewe gesin en elke liewe persoon vandag in hierdie kerk, ons missie is dit, kan ek jou wys wie Jesus is? Kan ek jou wys hoe lyk hy? Kan ek vir jou wys waar om te gaan kry? Kan ek jou wys waar om te soek? Kan ek jou wys? As Jesus begin die fokuspunt raak, kom ek agter dinge raak makliker vir my in die kerk. Want dit gaan nie meer oor hoe jy dit doen nie, dit gaan oor kan ek jou wys wie Jesus is? En as jy sê, party van ons word die Bybel wat ander mense lees om ooit die Bybel oop te maak. Van ons is die Bybel wat jy by die werk leef. Die vraag vandag is, sien hulle Jesus? Sien hulle Jesus die oomblik as hulle na jou kyk? Wanneer jy by die werk kom, wanneer jy daar aankom, of hier is mooi, kom ons vat dit by die werk. As jy by jou gesin aankom, pa, sien hulle Jesus? Ma? Of sien hulle net Jesus wat die hele tyd die sweep maak? En nou gaan ek hulle uitsorteer. En dit was een faset. En weet jy wat was die probleem in daai oomblik gewees? Dit was nie as gevolg van die hemde wat hulle verkoop het by die kerk nie. Ek het eendag iemand gehoor, pastoor, julle is ongoddelik hierso. Ek sê regtig, hy sê ja, want julle verkoop hemde.
Regtig? Weet jy hoekom het Jesus die sweep gemaak? Ek kom vertel die stelsel vandag, net om vir jou agtergrond te gee. So wat hulle gedoen het in daardie tyd, is die tempel, is waar almal by, nou was een tempel gewees. Maar die tempel het klomp mense gehad wat voor die tyd bokke en diere en duwe en skapies en lammertjies en allerlei dinge verkoop het. So as jy voor die priester kom, dan sê die priester, ek sien jy sukkel weer met daardie probleem. Weet jy wat gaan jou sonde uitwis? 'n bok. Maar moenie worry nie, ek het 'n vriend. Ek het 'n vriend, hy verkoop bokke teen 'n goeie prys. So wat jy moet doen is, jy gaan teruggaan en jy gaan koop die bok, en wanneer die bok gekry het, en weet jy wat was eintlik die ding? Hulle al die priesters. Jesus was eintlik besig om dit in die korrupte stelsel te kry, om te sê, julle is besig om mense weg te vat van God af. Julle maak dit onmoontlik vir mense om God te dien. En daarom wil ek vanoggend weer sê, is ek en jy bereid om vir mense te wys wie Jesus is? Of het ek en jy die stelsel gemaak? Eendag as jy dit doen, en 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 eendag as jy dit doen, dan sal Jesus vir jou lief wees. Of is ek en jy die een persoon wat wys, Jesus sê, kom soos jy is. Jesus sê, met al daai dinge, weet jy, die ding van hom, hy geen los wat jy is nie. En die kerk se werk is nie om mense uit te sorteer nie. Dit is daar om mense te wys wie Jesus is. Okay. Ek wil vandag 'n storie vertel. Ek kon nie 'n beter storie vertel, want toe pastoor Wilmar hier was met die verjaarsdagviering, toe noem hy iets, en die oomblik toe dit noem, toe vat die Here my terug na 'n plek toe waar Noag net klaar uit die ark het gekom met en hy sy familietjie, en hy het een opdrag gehad om te sê, Here sê, bewoon hierdie aarde, bewerk hierdie aarde, Noag, gaan voluit. Kyk of jy so genoeg as moontlik babas kan kry en hierdie aarde vul. Sy woord, vul die aarde, jy vul die aarde, okay, kom stop dit daar. Ons vul die aarde, hy sê, Noag, dis jou werk, vul die aarde, en die mense het meer geword. Die ding is, hulle almal het een taal gehad, hulle almal het een manier gehad, hulle almal het een ding gedoen, en ek wil vir jou sê vanoggend, dit was God se plan gewees. God se plan gewees is om mense te verenig, maar hulle moes nie op een plek gebly het nie. Ons gebruik nie ons verskillende maniere om iets te bou vir onsself nie. Sien, in daai oomblik toe Noag geloop het op aarde, en terwyl hulle besig was om die aarde te vul, was daar geen divisie nie, inteendeel. Vir die eerste keer was daar geen divisie nie. Almal het een taal gepraat, en hier is die ding, toe begin almal een missie te kry. Ons gaan 'n toring bou. Ons gaan kyk. Ek wil sê, die probleem was nie die eenheid nie, die probleem was hulle gebruik hulle eenheid om vir hulle self 'n ding te bou. En ek kom agter dat die kerk het die vermoë om baie keer ons eenheid te gebruik, om vir onsself 'n toring te bou, om te sê, it's us for and no more. Dit gaan oor my en my alleen. En ons mis eintlik wat God eintlik vir Noag gesê het. Hy sê, gaan bewerk die aarde, gaan bewoon die aarde, kom soveel as moontlik en vertel mense. En weet jy wat doen die mense? Die mense sê, nee, wat ons nou doen, omdat ons almal nou eengesind is, wat ons gedoen is, ons gaan almal by mekaar kom. Ons gaan almal dieselfde storie praat, ons gaan almal, en ek wil jou sê, wanneer ons vandag die vraag, hier is die vraag, nog net een vraag. Wat bou jy vandag met jou lewe? Wanneer ek vir jou vra vandag, wat bou jy? Bou jy 'n toring of bou jy 'n tafel? Ek kyk my toring, Chris, asseblief. Ek het nie 'n groot toring nie, maar moenie worry, ek is baie lank nie, so my toring kan kort wees. So wanneer jy die vraag vra is wat bou jy vandag in jou intentioneel met jou lewe? Bou jy 'n toring of bou jy 'n tafel? Ek sien ons almal word geroep om te bou. Elke een van ons word geroep om te bou in hierdie seisoen. Die vraag is, wat bou jy? Bou jy 'n toring of bou jy 'n tafel? Bou jy iets wat jouself verheef en jouself oplig, of is jy besig om te bou waarmee God vir jou vra het om te bou? En weet jy wat is die mooi ding? As jy sê die waarheid sê, ons almal kan doen met 'n tafel. Maar die ding is, ons raak teen mekaar partykeer in die seisoen waar ons is, want dan wil ons opbou. Ons wil so graag bou, hoor jy so, ons almal word geroep om te bou. Elke een van julle. Ons word geroep om te bou, maar die ding is, ons raak teen mekaar met die planne. Ons raak teen mekaar met die rede.
God het nie ons sy eenheid gegee vandag in die kerk, om nog 'n groter gebou, en 'n vertel die Here vir 'n groter gebou. Maar wanneer dit alles net gaan oor ons, en niemand anderste nie, dat ons gemis. Wanneer dit net gaan oor ons, en net ons alleen, en dis net Grow Church, en net ons wat saak maak, dan kom ons agter, ons het eintlik geval in ons missie, om mense te wys wie Jesus is. Miskien volgende week sê, dis dalk 'n plek waar jy jouself bevind, en sê anders, maar ek is eintlik deel van Grow Church, en ek kyk eintlik online, ek is eintlik besig om daar te kyk, en ek wil jou sê, miskien is dit so, miskien het jy by 'n plek gekom en gesê, ek gaan hierdie toring bou, en dis net ek en ek alleen. Miskien is dit vandag jou gesin, miskien is dit vandag jou besigheid, miskien is dit vandag jou mense wat om jou is, en hulle sê, ek kan eintlik nie meer uitkom nie. Ek kan eintlik nie meer om bereik nie. En vandag gaan ek jou vra, wat bou jy in jou lewe? Wat bou jy intentioneel? Vandag wil ek jou advies gee. Ek wil jou net wys. Ek het 'n paar kortpunte. Ek het regtig kortpunte. Ek wil jou advies gee om intentioneel te bou in die seisoen, en nie te mis wat God vir jou het nie. Kerk, vandag wil ek jy sê, ek praat vandag met jou, en ek weet jy sê, miskien praat ek vandag met my buurman, miskien praat ek vandag met my man wat vandag nie is nie, miskien praat ek met my vrou, miskien praat ek vandag met my ouers, en wil vandag vir sê, kyk gaan die persoon langs en sê, ek praat vandag met jou. Die storie word aangeteken in Genesis 11, en hy sê, daar was 'n tyd, toe die hele wêreld net een taal gepraat en dieselfde woorde gebruik het. Alles was in eenheid. Mooi oomblik is die kerk vanoggend. Soos wat die mense se woongebied ooswaarts uitgebrei het, het hulle bevlakte in die land Sinaar afgekom en daar gaan woon. Nou van julle wat ek weet nie, die Engelse woord is 'n plain, en hulle daar afgekom en hulle kon nie meer verder beweeg het nie. Hulle het by 'n plek aangekom waar hulle ooswaarts, en hulle kon nie meer verder as ooswaarts gegaan het nie. Hulle het die einde van die reënboog bereik. Die einde van hulle woongebied gebruik, en dit is so belangrik vandag te verstaan. Wanneer jy die einde van jou storie bereik, en die einde van jou uitbreiding te bereik, wanneer jy by 'n plek kom en sê, Andries, ek kan eintlik, die kerk kan my niks meer leer nie, God kan my niks meer leer nie, inteendeel is ek en ek alleen. Dit is presies waar hulle self bevind, hulle op 'n plek gekom en sê, hulle het ooswaarts beweeg, maar daar was nie meer beweegruimte nie. Hoor verder en sê, hulle het by vlakte in die land Sinaar afgekom en daar gaan woon. Na 'n tyd het hulle vir mekaar gesê, kom ons maak stene wat goed gebak is. Kom ons vat stene wat goed gebak is. Hulle gebruik die stene in plaas van klippe en asfalt in plaas van klei. Nou, albei daai dinge. 'n Klip is 'n natuurlike ding, klei is 'n natuurlike ding. Asfalt word gemaak deur mense. Stene word gemaak deur mense. God kom op 'n plek en hy sê, ek is die pottebakker, jy is die. Jesus kom op 'n plek en hy sê, kom laat ek bou met lewendige stene waarvan ek die hoeksteen is. Verder sê, kom sê hulle, laat ons vir onsself roem verwerf en 'n stad bou met torings wat aan die hemel raak. En hy gaan verder sê, dit sal ons bymekaar hou en keer dat ons oor die hele aarde verstrooi word. Hy sê, asseblief nooit ooit weer nie. Ons moet almal hier bou en as ons kan opbou, dan het ons dit gemaak. Hy sê, die Here het toe afgekom om te kom kyk na die stad en sy toring wat die mense besig was om te bou. Nou kyk, sê hy, as hulle omdat hulle een taal praat, reeds aan die begin sulke dinge kan regkry, dink jy wat hulle sal later kan doen? Hy gaan verder en sê, niks sal meer vir hulle onmoontlik wees nie. Hoekom? Want nou bou hulle op en hulle by die einde van hulle storie bereik en nou sê hulle, dit gaan nie meer oor enigiets anders nie. Nou gaan ons nie meer worry oor die mense om my nie. Ek gaan begin op te bou. Wanneer jy aan die einde van jou storie is die enigste plek waar jy kan bou is op. Kom laat ons afgaan en hulle verskillende tale laat praat sodat hulle mekaar nie kan verstaan nie. Op hierdie manier het die Here hulle van daar af oor die hele aarde versprei. Dit was ook die einde van hulle bouprojek van die stad. Dit is dan ook hoekom die stad Babel genoem word, want dit is waar die Here die mense se taal verwar het sodat hulle oor die aarde versprei kan word. Kan ek vandag vir sê? Die gedagte was dat God gesê het, kom ons bou tafels in die torings nie. Jy sien 'n toring kom en ek wil myself verhewe vir al die mense om my. Dit is net ek en ek alleen, ek het die hardste stem. En vandag vir 'n oomblik gaan ons praat oor wat bou jy in jou lewe as 'n kind van God? Wat bou jy vandag? Ek het 'n paar dinge om vir jou uit te wys ding. Bou jy 'n toring of 'n tafel? Een van die dinge wat hulle gedoen is, hulle daar gevestig.
Hulle sê, ek het nergens meer anders te gaan nie. As niemand anders weet van iets kan sê nie, ek gaan hier so bou en ek gaan myself vestig. En myself gevestig het, as ek uit spasie uit hardloop, gaan ek moet opgaan. En God het gesê, gaan bewoon die aarde, maar wat doen hulle? Hulle kom by mekaar. En nou gebruik hulle eenheid, nie om ander mense te bereik nie. Hulle gebruik hulle eenheid om homself op te lig. Ek kom agter dat meeste van ons, nie almal van ons, maar meeste van ons, gebruik die eenheid wat God vir ons gegee het, om onsself te verhewe, en nie meer die mense om ons te bereik nie. Jy sien, die kerk is 'n prentjie, 'n beeld, van wat Christus en die hemel eendag vir ons is. Dis mense wat by mekaar kom, verskillende agtergronde, en die woord sê, ek berei vir jou tafel. Nou vandag gaan ek vra, kom julle twee, kom jy sommer daar, kom jy. Ons moet iemand kry. Kom jy sommer. Kom jy sommer. Moenie worry nie, hulle weet nie wat nou vir hulle wag nie. Elkeen gryp 'n stoel. As jy gefees, moenie waar sy rug nie. Hy is ongeskik. Nee. Ek joke, hy adverteer môre se manne aan te dra. Hy wil ongeveer sê, is as jy gevestig is, kom jy baie 'n keer agter, is daar eintlik nie meer spasie om aan te beweeg nie. Het al wat jy kan doen is jy kan jouself net opbou, opgaan. Jy begin eintlik uit te mis op wat God eintlik vir jou het. Ek gaan 'n paar ding vir jou noem vanoggend en ek wil sê is dat wanneer ek woorde gebruik, so dis my manier en dis die enigste manier, dan wil ek vir jou sê vandag, jy is nie besig om 'n tafel te bou nie. Jy is besig om 'n toring te bou. Wanneer jy vandag vir almal sê om jou, dis net my manier, en my manier, want ek dink julle almal is stupid. Wanneer jy by 'n plek kom en sê, hoorie, dis net my manier, en as dit niemand anders is, dis net ek, en ek bepaal hoe die lewe gaan, en niemand anders bepaal nie, en dan wil jy sê, miskien van ons, en nie almal van ons, ek wil dit eintlik so gesê het, torings verwyder jy van die tafel, maar weet jy wat gebeur om die tafel? Ons gepraat oor dinge. Van ons is gevestig in jou pyn. Van ons gevestig in die manier wat ons in ons verlede aangejaag het. Van ons gevestig 'n plek en jy sê, al wat ek nou kan doen is ek kan net opgaan en hierdie begin jou te verhewe, want as jy hierbo is, weet jy oor wie gaan dit? Oor jou en jou alleen. En ek wonder by myself, hoeveel van ons as Christene vandag wat in die kerk sit, mooi kinders van die Here, ons dans dalk, ons sing dalk, ons was deur die doopwater, maar dit gaan alles net oor my. En my pyn, as iemand nie my pyn voel, as iemand nie weet waarvan ek dan ek wil jy sê, wanneer jy by 'n plek kom, en dit gaan net oor jou, of wat jou pyn is, of jou suksesstories is, dan kom jy agter, dis lewe in 'n toring, en niemand anders kan, weet jy wat gebeur van die toring af? Jy moet altyd skree vir almal om jou. Maar as jy by tafel is, dis wat ek hou van die tafel. Ek kan nie daar sit nie, ek het ongeluk nie. Om die tafel kan ons praat. Om die tafel kan ons almal mekaar hoor. Om die tafel, is dit nie snaaks dat Jesus sê, ek berei 'n tafel vir jou voor. In die aangesig van jou teenstanders nie, Psalm 23. Het God vandag vir sê, as jy wil weet hoe God praat, selfs met jou vyande, hy sê, kom ek berei vir jou tafel voor. Kom ek berei vir jou tafel, want hierso, by die tafel, kan ek vir jou sê, hey, gee my 'n bietjie piesang aan. En niemand wonder nie, weet jy wat sy lekkerste, stukkie hoender. Wat lekker is van die tafel? Ons almal praat die taal wat almal verstaan. Wat ek hou van die tafel is die volgende, daar's altyd plek vir nog iemand. Bring jou stoel, kom. Jy sien, wanneer ek en jy gekomforteer met hierdie gedagte, is dit wat bou jy vandag in jou eie lewe? Is jou stem die hartstem wat praat, of is dit vandag wat God se woord dalk deur jou praat?
Is daar nog ruimte vir iemand anders in jou lewe? Of is dit net jy en jy alleen? Ek het nog 'n punt, ek sê ons amper klaar. Hulle het bakstene gemaak, en bakstene lyk almal altyd dieselfde. Inteendeel die woord sê, hulle het bakstene gevat, en hulle het mooi geskaap, mooi gemaak, en hulle sê, met hierdie kan ons bou, want hulle almal lyk net soos ek. Jy sien, wanneer jy in die veld gaan, wanneer jy in die bos gaan, dan kom jy agter, is dat veral ouer huise, was gebou met klippe, nie met stene nie. Die ding met klippe is, dat nie een van hulle lyk dieselfde nie. Nie een van hulle lyk dieselfde, en jy moet, party van hulle moet jy skuur en skaaf, om te kan pas by die muur, wat jy besig om te bou. Party van hulle lyk nie dieselfde nie, maar daar is altyd spasie vir nog 'n klip. Maar die ding is, die klip maak eintlik vir my en jou ruimte om te kan sê, Andries, hulle lyk nie dieselfde as ek nie, hulle doen nie dieselfde as ek nie, maar ek weet hoe gaan hulle pas nie, maar hulle moet pas. Want dit wat die Here vir my gegee het, en ek wil sê nog 'n ding, hoor hierso, bakstene is mens gemaak, maar klippe word God gemaak. Jesus sê, ek bou 'n huis met lewendige stene, nie met bakstene, met klippe, wat buitekant lê en sê, dalk, lyk die mense wat God in jou lewe toegevoeg het en saamgevoeg het, lyk dalk nie dieselfde as jy nie. Maar omdat ek en jy by 'n plek kom en sê, dit is net te veel werk. As jy begin met mense werk, kom jy agter, dit is te veel werk, want God wil sê, ek wil graag hê, en begin na die mense toe uittrek by jou werksplek, en dan sê jy, Here, dit is net te veel werk. Dit is net te veel werk, want hier moet ek skuur, en hier moet ek anders lyk, en hier moet ek anders praat, maar die Here sê, wat moet jy anders doen, as om net uit te nooi, na die tafel. Jy sê, wanneer ons by die tafel sit, hoekom eet julle nie? Kom ek sê vir jou, torings word mens gemaak, maar die tafel, as jy by 'n familie sit, as jy by die mense sit, weet jy wat Jesus meeste van sy tyd deurgebring? By die mense en by tafels. Intendeel, een van die dinge wat hulle teen hom gehad het, was dit. Hy was 'n vriend van sondaars, en het hom genooi om saam met hulle te eet. Onthou vir Saggeus wat by 'n plek gekom het waar hy in 'n boom gestaan het. En hier Jesus sê vir hom, klim vinnig af, want vanaand gaan ek weer kom eet. Want hy weet dat wanneer ons hierso sit, om die tafel sit, is asof ons al ons vergelyk, al ons verskille, en al die dinge wat ons nie oor saamstem nie, kan ons eenkant sit en sê, kom ons eet saam. Wat ek hou van dit is, ek het spesiaal probeer, verskillende kossoorte by mekaar, maar spaar ek het ook soveel in die oggend, ek is net eerlik met julle. Maar wanneer jy by tafel sit, dan ontdek jy iets anders van die persoon wat langs in jou is. En wanneer jy by die tafel sit, kom ek agter, Here, dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor U. Dit is altyd 'n uitnodiging na die tafel toe. Anders, waar bring dit vandag vir my en vir jou? Hoekom praat jy asof ek jy nie verstaan nie? Wil jy sê vandag, wanneer jy 'n tafel bou, dan ken die mense in jou groep, die mense in jou familie, weet wat jy sê. Kom agter dat pa's en ma's die kinders verstaan nie. Want hulle word eintlik nie genooi na die tafel nie. Hier is nog een. Partytjie verstaan ma nie eers vir pa nie, of pa nie eers vir ma nie. Want dit is 'n betoring, nie om die tafel nie. As hulle dit reg gedoen het, weet jy wat gebeur met die tafel? As jy by die tafel sit, en jy skuif lekker in, weet jy wat gebeur met jou? Jy word bedek. Die ding is, wanneer ons na families kyk, en pa is daarbo, of ma is daarbo, dan mis ons uit. Party van ons weet waarvan ek praat. Wie dalk in 'n kerk, in 'n huis, in 'n plek en 'n tyd groot geword, waar almal om jou 'n baksteen wou maak. As jy nie lyk soos ek nie, as jy nie doen soos ek nie, ek wil vir
sê nie. Ek dink ons almal kan dit neerskryf. Wanneer jy met stene bou, begin jy vir elke liewe klip te sê, ek dink jy pas in nie. Wanneer ek begin torings bou, dan kom ek agter, as die klip wat die Here vir my stuur, wat so klein bietjie anders te gevorm is, anders te gemaak is, bietjie groter, bietjie, daar's 'n paar skerp punte. En wanneer ek begin torings bou, dan sê ek vir hulle, jy pas nie nou in nie. En dan begin stene of klippe begin uit te val. En kom agter die kerk is die geneigtheid om klippe weg te stoot. Ons begin ons mense weg te stoot. Want as jy 'n toring bou, moet alles lyk soos jy kan opgaan. Maar wanneer jy by 'n tafel sit, dan hoef nie selfs te lyk as jy nie. Weet jy wat gebeur by 'n tafel? Ons almal is dieselfde hoogte. Selfs ek. Ons kan mekaar in die oë kyk. En pa, ma, vandag gaan ek jou vra. Wanneer laas het jy vir jou kinders hart uitgekom op die vlak waar hulle is? Wanneer laas het jy in die oë gekyk en sê, dis wie Jesus is? Wat is hy vir jou? Nee, maar as hy nie selfs lyk as hy vir my gelyk het nie. My skoonpa het altyd gesê, die Here is Hollands. Want die Bybel was in Hollands. En as jy nie die Bybel in Hollands lees nie, is jy nie 'n Christen nie. Bou 'n toring, want dit is ek het 'n paar dinge wat ek hier van die tafel af wil lees. Kan jy sien? Die laaste punt, ons het 3 punte, is die laaste een. Kom, sê hulle, laat ons vir onsself roem verwerf en stad bou met torings wat ons aan die hemel raak. Dit sal by mekaar hou en dit keer dat ons die hele aarde sal verstrooi. Hier is die ding, hier is die waarheid. Tafels gaan oor een naam. Torings gaan oor jou naam. Wat bou jy? As dit nie gaan oor my nie, gaan dit oor niemand anders nie. Party van ons gebruik die toring as die verskoning vir die pyn wat jy gegaan het. En die Here vra vandag vir jou, wanneer jy om die tafel sit, weet jy wat die mooiste? Weet jy waar ek gegaan het? Kan jy my help? Jy sien wanneer jy om die tafel sit, kom jy agter as niemand wat vir jou kom en sê, ek kan nie van die manier dit gesê nie, want hoekom? Ons almal sit. En ons kan dinge uitsorteer om die tafel. Maar wanneer jy in 'n toring is, verstaan niemand jou nie. Wanneer jy op die toring sit, kan niemand jou eers hoor nie. Ek sien dit baie keer by kerke. Ek sien dit baie keer by kerke wanneer 'n pastoor praat en hy praat nie meer in mense se harte nie. En die mense staan by die kerk en dan sê, ek wonder wat hy daar gesê. Want hy is so ver verwyder van waar ek gaan. Hy is so ver verwyder van wat ek moet deurgaan. Hy is so ver verwyder. En ek het een ding om te sê. Wanneer laas het jy op die tafel gesit? Anders maar dis ver. Wanneer laas het jy as 'n familie om die tafel gesit en net gehoor? Wanneer laas het jy as besigheidseienaar om die tafel gesit en sê, vertel my. Wanneer laas het jy as 'n grow group leier om die tafel gesit en sê, vertel my. Wanneer laas het jy as vriendekring by mekaar gesit en sê, vertel my. Jy sien die tafel, dat ons almal praat. Die een taal, en dis die taal van die tafel. Ek het spesiaal daai plek oopgelos. Maar een wat die hoof is van die tafel, dit moet oor hom gaan. En hom alleen. Stel jou lewe voor, waar almal weet, ek het 'n sitplek om
die tafel. Jy sien, God nooi jy uit na die tafel toe. Wanneer laas het jy gaan sit by die tafel? Wanneer laas het jy gaan sit by die tafel vir God vir jou voorberei het? Weet jy dat daar 'n tafel is? Weet jy dat daar 'n tafel is waar jy kan gaan sit? Waar Jesus die brood breek, die sap rond laat gaan en sê, eet en drink. Weet jy volgende dat daar 'n tafel is waar jy uitgenooi is as een van die eregaste? Of dink jy God is besig om 'n toring te bou? Is nog een. Dink jy die eenheid om die tafel is net vir ons? Of sê die tafel altyd een ding? Nooi nog een. Bring nog een. En met dit gaan ek afsluit. Ek vra vir almal om op te staan. Miskien volgend waar jy staan. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele hart. Ek het opgehou kyk eintlik om te sê, Here, wie's ver van U af? Wie het ook 'n sitplek op die tafel nou wat soveel dinge deurgegaan het, dat ek kan sê, ek nooi na die tafel toe. Miskien sê anders, maar ek gaan niemand in my huis nooi nie. Nooi na die tafel toe wat elke liewe Sondag hier so voorberei word. Sy uitroep tot paas en maas, oupas en oumas, kinders. Sy uitroep tot julle. Wanneer laas het julle om die tafel gesit? Pa, wanneer laas het jy kinders hart gehoor? Of praat ek 'n taal dat jy van bo af staan en ek moet skree sodat hulle kan hoor? Wonder hoeveel van ons wat vandag hier staan moet terugkom tafel toe. Maar die een woord wie dit gaan met jou praat. En ek gaan nie uitsorteer van 'n toring af nie. En nooi uit na 'n tafel toe. Want om 'n tafel is altyd verhouding. Weet jy wat die mooiste gedeelte van alles? Terwyl Jesus sy laaste ete voorberei het, was daar 12 jong manne om hom. Selfs die een wat hom verraai het. En Jesus sê, "Soos jy is welkom om die tafel." Want om die tafel was van God se hartdeel. So miskien is dit tyd vir ons om ons eenheid te gebruik. Nie om torings te bou nie. Mense uit te nooi na die tafel toe. Daar wil God nie met 'n nuwe seisoen opbou nie. Maar hy moet afbou en wyd bou. Miskien is dit tyd vir ons as 'n kerk om weer terug te kom by die tafel. As weer agterkom die persoon wat om my staan, is uitgenooi na dieselfde maaltyd as jy. So met dit gaan ek afsit en ek gaan vinnig vra vir almal so toe te wees. 2 uitnodigings vandag. Die eerste uitnodiging klink so. Miskien as 'n pa en 'n ma, oupa en 'n ouma, as kinders dalk vanoggend. Voel dit vir jou asof jy so lank by die tafel gesit en dalk is nie 'n fisiese tafel nie. Jy het so lank by die hart uitgekom van die mense wat om jou is. Maar dit klink soos werk. As 'n pa klink dit soos werk wat jy moet doen. As 'n ma klink dit soos werk wat jy moet doen. Om daai klip te kry om te pas by die muur. Vat
So vanoggend gaan ek vra, ek wil bid oor elke een wat by 'n plek kom en sê, Here, ek wil terugkom by die tafel. Ek bid dat jy daai een stap sal vat. Ek weet dis die mees ongemaklikste plek, veral daai eerste keer wanneer jy by die tafel gaan sit. Ek bid vandag dat jy die vrymoedigheid sal hê om weer te gaan sit. Daardie wat om jou is. Daardie redding wat God vir jou gegee het, gaan deel met iemand anderster wat nie dieselfde lyk as jy nie. Hulle uitnooi na die tafel toe, waar daar bedekking is, waar daar 'n feesmaal is. Waar jy nie gaan oordeel nie, maar ek nooi jou uit. Ek vra se kerk om hierdie deur uit te gaan en terug te kom by die tafel. In Jesus se naam. Amen. En dan gaan ek vra, as hier vandag iemand is wat sê, Andries, ek het nog nooit by 'n plek gekom waar ek Jesus Christus aangeneem as my verlosser en my saligmaker nie. Daar was nog nooit 'n dag en 'n tyd gewees nie. Jy het vandag gespot oor die doop. Ek is nog nooit gedoop nie. Ek wil volgende met jou praat. Ons almal se storie moet ergens begin. Vandag is daar 'n uitnodiging na die tafel toe. Vandag is daar uitnodiging om te sê, met al jou foute, met al jou dinge, miskien staan jy hierso vandag en sê, Andries, my hele lewe het oor my gegaan en niemand verstaan die pyn nie. Want ek het myself gebind, die pyn het my opgelig. Maar vandag nooi God jou uit om af te klim en terug te kom by die tafel waar hy vir jou feesmaal aangesit het. So met elke liewe oog wat toe is, elke liewe hart gefokus op hom, gaan ek jou vra, is daar iemand vandag wat sê, Andries, dis ek. Daar was nog nooit 'n dag en 'n tyd gewees nie. Jy sien, ons goeie mense op pad hel toe. Nie omdat Andries so gesê het nie, want dit is nie goeie mense wat hemel toe gaan nie, dis mense wat vergewe is. Dis mense wat wedergebore is. En miskien sê jy vandag en sê, Andries, ek weet nie of ek wedergebore is nie, kom ons maak seker. In my hart voel ek, daar's 3 mense. Daar's 3 mense wat ingestap het. Jy het met 'n, ek gaan dit net sê wat ek ervaar. Een persoon wat ingestap het, deur mekaar gedoen in jou gedagtes. Dis 'n klomp dinge wat die vyand jou mee aanval. Jy voel of jy nie kan vashou plek kry. Ek wil nie uitsonder nie, maar wie nooi vandag na die tafel toe. Wat van as hierdie oomblik die plek is waar niemand jou gaan oordeel? So vandag met elke oog wat toe is. Daar's 3 mense, glo maar, daar's 3 mense. Die ander persoon is dit. Seker verskrik met hoofpyne. Dis nie 'n normale hoofpyn, dis hier voor. Jy seker met hoofpyne voor in jou kop, jou skedel daar. Dis jy. Gaan ek jou vra vandag om dalk van daai groot stap volgend. Andries, kom maak jy die groot ding, want dis die grootste ding wat in hierdie kerk kan gebeur. So vandag, daar's 3 mense. As dit jy is, gaan ek jou vra om jou hand so vinnig as moontlik in die lug op te steek. Ek wil graag weet vir wie bid ons. 1, 2, 3, steek jy kan jou hand opsteek. Ek weet ons mense. As 'n persoon. Ons het 2 mense. Ek weet jy is in die vertrek. Ek sien maar die probleem met die tafel is dit, waar jy gemaklik raak aan die tafel. Ons nog 'n persoon. Ons nog geen persoon. Ek gee vandag vra om nie die oomblik te mis nie. Daar is 'n persoon in die agterkant. Ons nog 'n persoon. Nou gaan ek vra. Ek weet ek gaan alles van jou vra volgend. Dit is dalk die grootste stap wat jy vat. Maar ons gaan tel tot 3. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is, of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle.
Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share. Share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God